My visie en my droom was die van 'n groot gemeenskapsbeweging met organisasies op elke betrokke lewensterrein waar dit noodsaaklik is dat ons dienste aan die gemeenskap kan lewer. Dit is in kort. Wel, ek kan net sê stap vir stap. Mens kon nie alles oornag doen nie, dit het tyd geneem. En die belangrikste resep wat ek destyds gehad het, was om te sê eers die man, dan die span, dan die plan. Nou natuurlik die man of die vrou, daarmee bedoel ek, die leier van die betrokke instelling wat 'n mens wil begin, dit was die heel moeilikste om die regte mense in die hande te kry en hulle in die regte plekke aan te stel. Dan as jy die regte persoon het, dan is die tweede een die regte span. Dan moet jy vir daardie persoon help om 'n behoorlike bestuurspan, 'n leierspan saam te stel, en dan die derde stap is die plan. Dan moet jy behoorlike strategie uitwerk saam met daardie leierskapspan om hierdie instelling suksesvol te vestig. En wat interessant is vir my terugskouend, het mense dit op die kort termyn oorskat. Mense het gedink dit gaan vinniger groei, maar as jy terugkyk, het jy dit dan weer onderskat. Dit het dan baie vinniger gegroei as wat 'n mens oorspronklik beplan het. Ja, dit was die hele plan gewees, maar ek moet eerlik sê, as mens geweet het hoe moeilik gaan dit wees, weet ek nie of ons dit sou aanpak nie. Maar dit is vir ons baie lekker om te sien hoe dit groei, en ons instellings het elkeen lekker momentum opgebou, en ek sien baie uit na die voortsette groei van die hele beweging. Wel, as my 3 redes. Die eerste een is die leierskap in elkeen van hierdie instellings, was mense wat regtig geroepe gevoel het vir hulle taak. Die tweede een is toegewyde personeel, want as jy nie na die personeel kyk nie en as hulle nie na die organisasie kyk nie, dan gaan daar niks gebeur nie. En die derde suksesfaktor, krities belangrik, is die ongelooflike ondersteuning wat ons uit die gemeenskap gekry het. Want 'n gemeenskapsbeweging is nie 'n besigheid nie, dis ook nie 'n staatsinstelling nie. So jy kry nie aandeelhouerskapitaal soos in 'n besigheid, of jy kry nie staatssubsidies soos 'n staatsorganisasie nie. Die hele idee is om klein bietjies kapitaal uit die gemeenskap te monster wat saam 'n baie groot verskil kan maak. En so in kort, die leiers, die personeel en dan die ondersteuning van die gemeenskap.